Maar vanoggend wil ek bietjie met jou praat rondom geloof, geroep en gebruik. En ons almal het oomblikke van waardes in ons lewe waar iets waardevols gebeur het. Ek dink sommer aan Anna Martin Arwen wat verlede naweek getrou het. En ek dink dit was 'n groot oomblik van waarde in hulle lewens, waar hulle voor die kansel gestaan het en getrou het. En ek dink sommer aan in ons eie lewe. Ek onthou so rukkie terug het ek met my seuns het ons Hole in the Wall toe gegaan daar in Transkei. En ons is daar op die strand eendag en ons het bietjie daar na die gat in die berg gaan kyk en toe ons terugkom, toe sê ek vir my seuns, en weet ek ons so eentjie weg van die huis af en ek weet daar's 'n lekker opdraande en ek is ons nou fiks en ek sê vir hulle, okay, kom ons hardloop, ons kyk wie kom eerste by die huis aan, jy weet, en nou toets ek hulle bietjie, maar nou weet ek, hulle is dalk vinnig en dan gaan hulle moeg raak, maar ek het die endurance, jy weet, ek gaan hulle verbygaan, want ek is fiks, en wragties in hulle daai dag toe wen hulle my. En ek besef toe, ek raak ouer, jy weet, my seuns kan my nou weghardloop, en ek is seker, dit was 'n groot oomblik van waarde in hulle lewens, jy weet, om te weet, nou, ek is nou besig om my pa verby te gaan, ek kan hom nou al weghardloop, ek raak nou sterker as my pa, jy weet, en ons Christene het ons ook oomblikke van waarde in ons lewens, ek dink, weer eens in my eie lewe, daar was 'n dag gewees, wat ek my hart vir die Here gegee het, wat ek myself neergelê het en die Here ingenooi het, wedergeboorte ervaar het en tot geloof gekom het en dit was 'n groot oomblik van waarde. Dit was 7 Maart, dit was 7 Maart 1999 het ek my hart vir die Here gegee en ek het nog so aantekeninge aan die Bybel gedoen, ek moet dit weer gaan seker maak oor die datum, maar dit was 'n groot oomblik. En toe was daar, en baie keer is daar goed wat op mekaar volg, en daar was ook 'n oomblik wat die Here my geroep het, en dit was 'n groot oomblik in my lewe toe hy dit bevestig, dit wat hy my voor geroep het, en soos wat ek saam met die Here gestap het, het ek gesien hoe hy mense se lewens om my aanraak, en dit was oomblikke van waarde in my lewe. En ek wil met julle 'n bietjie gesels, voor ek na ons toe kom, wil ek 'n bietjie gesels oor Moses, want Moses het ook sulke oomblikke van waarde in sy lewe gehad. Want toe Moses nog jonk was, nog in die Farao se huis, het Moses al 'n ontmoeting met Vader God gehad. Daar was 'n dag gewees wat Vader God 'n realiteit vir Moses geraak het, selfs toe hy in Egipte land was. En ek wil vir jou lees daar in Hebreërs 11 vers 24 tot 26. Want deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde lief te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Jy sien, Moses het geweet, daar's iets anders wat kom, daar's iets groter as my omstandighede, daar's iets meer as dit wat ek het, en toe God 'n werklikheid raak vir hom, het hy sy lewe oorgegee aan God, en God eerder gevolg, as die dinge van hierdie wêreld, en glo vir my, in daai omstandighede het Moses alles gehad wat hy kon gehad, al die skatte, die rykdom, alles kon hy gehad, maar hy het Vader God gekies bo daai goeders. En dan sien ons dat so 40-jarige ouderdom met Moses uit Egipte na die woestyn toe gaan, en toe trou hy met 'n priester se dogter. En ek glo, omdat deur sy verhouding met sy skoonpa, het sy skoonpa meer vertel van God, en het Moses God leer ken, want toe Moses by die berg van God kom, en hy sien die brandebos, hy God herken, want hy het hom geken, en hy kon met God praat, omdat daar in 'n verhouding met Vader God was, oor die verhouding wat hy met iemand gehad, wat hom geleer het, en hy kon God leer ken. En Eksodus 3 vers 1 sê, en Moses het die kleinvee opgepas, en van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Jy sien, mense, ek wil vir jou sê, daar moet 'n dag wees in jou lewe, waar jy by die berg van God kom, waar jy ontmoeting met Vader God het, waar Vader God 'n realiteit in jou lewe word, en waar jy deel raak van die Hebreërs 11
Geloof. Waar dit sê, deur geloof het Noag die ark gebou. Deur geloof het Abraham getrek. Deur geloof het Moses. Deur geloof het Josef. Deur geloof het Dawid. Jy sien, deur geloof het Ina. Deur geloof het Grant. Deur geloof het Cherie. Ergens moet ons deel raak van daai prentjie. Ons moet 'n ontmoeting hê met Vader God. Ons moet tot geloof in God kom. Dis ons eerste stap. En ek wil vir jou sê, as jy tot geloof in God gekom het, gaan daar nog iets met jou gebeur. Jy gaan nie weghardloop van dit af, jy kan dit nie ignoreer nie, dit gaan ergens met jou gebeur, dit gaan jou konfronteer. En dis die dag wanneer God jou roep. Want ons sien daar in Exodus 3 vers 20, daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit die doringbos, en toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. Jy sien, jy gaan op 'n plek kom waar die Here jou roep. En hy roep ons op verskillende maniere. Party roep hy deur 'n droom, party deur 'n woord, party deur 'n profesie, party deur 'n bevestiging. Maar ergens gaan die Here met jou praat, jy gaan dit hierso voel. En baie van ons sit hier so en daar is iets hier binne. En as ek net van hierdie goed praat, dan weet jy, ja, die Here praat nou so lank met my oor sekere iets. Die Here roep my vir iets. Jy gaan 'n dag hê wat die Here jou roep, mense. Jy's nie net gemaak om skape in die woestyn op te pas nie. Jy's ook gemaak vir die mense om jou, vir dit wat God jou wil innooi. Eksodus 3 vers 10, gaan dan nou heen. Die Here is besig om met Moses te praat voor die brandende bos. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek. Wie is ek? Is dit nie? Mense, ons nie baie keer soos Moses. As die Here ons roep, Here, maar wie is ek? Here, ek kan nie praat nie. Here, wat gaan die mense sê? Wat gaan die volk dink? Here, gaan hulle my lei? Gaan hulle my raak sien? En ons het al hierdie verskonings, en Moses, as ons daar gaan lees, Moses het 5 verskonings gehad. Want hier is die ding, Moses het gedink, God roep hom op grond van sy vermoë. God roep jou nie oor wat jy kan doen nie. Hy roep jou of jy dit wil doen. Jy sien, Moses het verskonings gehad, want hy het gedink die Here roep my oor my vermoë. Here, maar ek het niks. Here, ek kan nie praat nie, ek kan nie dit nie. En hy het al hierdie verskonings, maar die Here het hom nie geroep oor sy vermoë nie. Die Here het net gevra, Moses, is jy gewillig? Is jy gewillig? Sal jy kom? Sal jy instap in dit wat ek jou na toe nooi? Jy sien mense, die Here vra jou, as jy by daai oomblik kom waar die Here jou roep, vra die Here jou een ding en hy vra vir jou, is jy gewillig? Vriende, want ek het nie die vermoë nie. God is die een wat die vermoë het. Hy vra net, kom, ek sal die vermoë bring. Want mense, ek kan uitgaan in die wêreld, ek kan vir iemand bid, maar ek kan nie gesond maak nie. Ek moet net opdaag. Ek moet net gewillig wees om daar te wees. Ek moet 'n instrument wees vir Jesus om deur te vloei. Maar die Here maak gesond. Die Here verander die harte. Die Here verander die omstandighede. Hy doen die werk. Die Here het nie vir Moses gevra, kan jy nie? Hy het gevra, wil jy? Jy sien vriende, ons sien baie keer in die Bybel waar die Here sê, ek stuur jou, gaan. Maar ek wil vir jou sê, die Here stuur jou net, hy nooi jou in ook. Want as die Here jou stuur, is jy nie alleen nie, jy gaan nie op jou eie nie. Vader God het klaar 'n plan, Vader God het klaar die roepstem van sy mense gehoor, hy het klaar besluit om sy mense vry te maak. Hy het net Moses gekies om saam met hom te stap. Die Here het klaar geweet wat hy wil doen. As Moses daar gesê het, nee, die Here het iemand anders gekies. Maar die Here gaan doen wat hy wil doen. So wil jy nie sê, ja Here nie. As die Here jou roep, wil jy nie sê, Here, ja Here, ek weet, ek het nie geswat nie, ek het miskien nie 'n graad nie, Here, ek het miskien nie die kwalifikasie, en ek weet nie wat die mense gaan dink nie, en Here, maar ja Here, ek klim eerder uit die boot uit en ek's verkeerd, as wat ek in die boot bly en ek's verkeerd. Ek wil nie eendag terugkyk en sê ek moes nie. Ek klim eerder uit en ek's verkeerd, en laat die Here my terugdra, en ons gaan na die ander kant toe. Maar ek wil vir jou sê, vriende, daar moet 'n dag kom, wat jy jou geloof in Vader God het. En as jy geloof in Vader God het, dan gaan hy vir jou roep. En hy gaan jou roep en vra as jy gewillig.
Moenie jouself diskwalifiseer, omdat jy dink God roep jou op jou vermoëns nie. Want hy roep jou nie op jou vermoëns nie. Hy sal dit vir jou gee. I don't call the qualified, I qualify the called. Wees net gewillig om te kom. En dan as jy sê ja, wil ek vir jou sê, die derde ding wat met jou gaan gebeur is, die Here gaan jou gebruik. Die Here gaan jou gebruik, maak reg daarvoor. Weet dat die Here jou ergens gaan gebruik, al is dit om 'n pannekoek te bak. Maar ergens gaan die Here jou gebruik. En partykeer begin dit daar, as ek reg. Partykeer begin dit met 'n pannekoek, Here, miskien moet ek net opdaag in 'n pannekoek, van daar af sal U my wys waar om te gaan. Ja, Here, miskien begin dit met die Farao in Egipte, miskien begin dit hierso, maar ergens gaan ons in die beloofde land eindig. Nee, die Here het 'n plan vir jou, maar ergens moet jy net die stap neem en iets doen. Maar die Here gaan jou gebruik. Ek wil vir jou sê, is onvermydelik. As jy sê ja vir die Here, weet dat jy ergens gaan uitstap vir die Here. En kyk hier is so mooi. Kyk wat sê die Here vir Moses in Exodus 4 vers 2. Daarop vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, 'n staf. Here het vir my iets moois oopgebreek rondom die staf. Nou die staf was vir Moses baie belangrik geweest. Hy het dit naby aan hom gedra, hy het dit elke dag gedra. Ek onthou, ek het nou nie my Leatherman aan nie, maar ek het my Leatherman gedra en ek het hom amper elke dag gedra. En as ek my Leatherman aan het en dan voel dit of ek nie aangetrek het nie, iets is missing en ek sal ver ry as ek my Leatherman vergeet het, net om hom weer te gaan haal, want ek wil hom by my dra, is vir my belangrik, gebruik hom, ek's 'n handyman. Ek kan nie sonder my Leatherman nie. Moses kon nie sonder sy staf nie, want hy het in die woestyn die staf gebruik om die skape aan te keer. Hy was 'n herder gewees, hy het die skape beskerm, hy het dit gebruik om mee te loop. Daai staf was baie belangrik vir Moses. Ek en jy het goed wat vir ons belangrik is. Die Here het vir my en jou iets gegee wat belangrik is. Jou gawe, dit wat jy het, dit wat jy kan offer. Die Here het vir jou iets gegee om te gebruik. En hiersoos wat die Here kom doen in Exodus 4 vers 3 en hy sê, gooi dit op die grond, Moses. Toe gooi hy dit op die grond en dit het 'n slang geword en Moses het gevlug, hy het gehardloop. Hy was bang daarvoor geweest, want dit het verander, dit het iets anders geword. Dit was nie meer wat Moses gehaat het nie. Dit was nie meer 'n staf nie, dit was nou 'n slang. En Moses was bang en toe hardloop hy weg van dit af. Toe sê die Here vir Moses, steek jou hand uit en gryp dit aan die stert. Hierop het hy sy hand uitgesteek en het gegryp en dit het 'n staf in sy hand geword. Jy sien, hierdie staf was baie belangrik vir Moses, maar God het 'n ander plan gehad daarmee. Moses het die staf vir homself gebruik in die woestyn. Hy het na sy skape gekyk, hy het hom gehelp loop en hy het homself beskerm en sy skape beskerm, maar God het 'n ander plan gehad. God wou die staf vir hom gebruik het. Vader God wou die staf gebruik. Jy sien, maar vir Vader God, om Moses se staf te gebruik, moes daar iets in Moses se hart gebeur het. Moses moes daai staf neergooi. En daai staf het 'n slang geword. Mense, die Here het vir my en jou iets gegee wat belangrik is vir ons. Jou gawe, jou potensiaal, dit wat jy bring, dit wat jy kan doen, dit wat jy mee goed het, dit wat jy saamdra. Eers moet jy kom en dit neerlê. Jy moet dit neerlê, want as jy God ontmoet en God roep jou, gaan hy jou gebruik wat jy het. Hy gaan jou staf gebruik, maar jy moet jou staf neerlê. Want anders is dit net daar vir jouself. Jy sien, Moses het dit neergelê, toe word dit 'n slang, toe hardloop hy weg. Jy moet dit nie net neerlê nie, mense, jy moet dit afgee. Jy moet dit afgee, anders gaan jy nog vashou daaraan. Jy moet dit afgee, want Moses het nie geweet, die slang gaan weer 'n staf word nie. Moses gehardloop daarvan, jy moet amper weg hardloop van dit. En amper, so moet jy kan klaarmaak daarmee. Maar toe sê die Here vir hom, tel dit weer op. Jy sien, want dit moet weer deel raak van jou. Anders bly dit in die wêreld, want die slang is verteenwoordig die wêreld. Jy sien, die wêreld gaan dit mors. Die wêreld gaan dit verkeerd gebruik. Jy moet dit weer optel, want jy moet dit in 'n ander dimensie aanbring. En kyk hierso. Toe Moses nou weer die staf optel en hy sê ja vir die Here en hy sê okay, ek gaan Egipte toe. Kyk wat sê hy in Exodus 4 vers 20. Maar Moses neem toe sy vrou en sy seun en laat hulle op die esel ry terug na Egipte.
En Moses het ook die staf van God in sy hand geneem. Kan jy sien, mense, daar's 'n shift. Toe Moses in die woestyn was dit my staf. Ek het met hom gedoen wat ek wou. Maar toe Moses by die brandende bos kom en hy gooi dit neer, hy surrender, hy gee dit oor en hy tel dit weer op, toe word dit God se staf. Nie meer myne nie. Nou is dit vir God, vir sy glorie, vir sy koninkryk. Jy sien, en toe Moses nou die staf vat, toe sê hy, en toe vat hy God se staf. Jy sien mense, die Here gee vir jou en my iets, ek en jy moet in geloof in Christus kom. En dan as ek en jy in geloof in Christus is, roep die Here my en jou vir iets. Maar vir my en jou om in dit in te tree, moet ons dit vat wat naby aan ons is, wat belangrik is vir ons, en dit neersit, dit oorgee aan Vader God. En ons moet dit weer optel, maar nou tel ek dit op as God se, en nie meer as myne nie. En nou as ek saam met God uitstap en gaan na Egipte land, as God die een wat sê, steek op jou staf Moses, slaan die rots Moses. Nou gebruik ek die staf op God se bevel, vir sy heerlikheid, vir sy koninkryk. Want die Here gaan jou roep en dit wat jy het, gaan jy gebruik vir die koninkryk, vir sy glorie, op bevel van die Here. Is dit nie wonderlik nie, mense? Want ek is nie meer hier vir myself nie. Ek is hier vir Jesus. Ek wil bid. Kan ek bid? Ek voel sommer ek wil bid. Want party van ons moet op daai plek wees, waar ons weet die Here het ons geroep, maar ek moet dit neerlê. Ek moet myself neerlê. My begeertes, my wil, my vermoëns, dit wat die Here my gegee het, moet ek neerlê. En ek sê, moenie hoor wat ek nie sê, ek sê nie, jy gee dit weg nie. Nee, dis net 'n verandering, waar dit nou vir die Here se glorie is. Kom ons bid saam. Here Jesus, Here, ek kom vanoggend, Vader. Ja, Here, is nie altyd maklik om op voor 'n brandende bos te staan. Here, maar ek weet dat U is God. Here Jesus, en U roep my, Vader, en vanoggend kies ek, Here, om myself, om dit wat U vir my gee het, om my staf te kom neer lê, Here Jesus. Ek kom lê dit neer daar by die brandende bos, by die plek waar U my vanoggend weer kom roep, Here. Ek kom lê dit by U voete neer, Here. Ek kies om dit neer te sit, Vader. Here, en ek vra, Vader, sê vir my om dit weer op te tel, Here, en soos wat ek dit optel, weet ek, Here, dis nou U sin, Vader. Dis nie meer myne nie, Here. Dit behoort aan U, ek behoort aan U, Vader. Dit wat ek het behoort aan U, alles behoort aan U, Here, ek kom gee alles oor aan U, Vader, lei my, roep my in, Vader. Lei my, Here Jesus. Dat ek dit wat U vir my gee het met wysheid kan gebruik. Dat ek dit wat U vir my gee het tot eer van die koninkryk kan gebruik. Dankie, Here Jesus. Dankie, Here. En miskien nie daar waar jy sit. Sê net, Here, ek kom lê net opnuut vir alles by U voete neer. Ek kom lê myself by U voete neer. Here, ek kom gee net weer oor vanoggend. Here, ek kom gee net weer oor, Here. Here, en ek is waardig, Here. Nie oor my omstandighede nie, maar omdat U my roep. Here, en ek lê dit neer, nie op grond van vermoëns wat ek het nie, Here, maar gewillig, Here. En U roep my nie oor wat ek kan doen nie, maar U roep my omdat ek wil. Dankie, Here, in die naam van Jesus. Amen. Amen. Hoe bring ons dit? Hoe bring ons hierdie goed na ons toe vandag? Ek vir jou 'n prentjie wys van hoe die Here my en jou inroep en hoe die Here ons lei. Jaco, kan ek jou vra om te kom? Ek gaan net so 'n paar mense vra dat jy hierso sal staan en dat jy Vader God voorstel. Vader God is in die hemel, is ek reg? Vader God is ons bestemming. Ek dink ek het dit al gesê, die hemel is nie jou bestemming nie. Vader God is jou bestemming. Want as ek weggaan na 'n ander land toe en ek werk in Amerika vir 'n jaar en ek kom terug, kom ek nie na my huis toe nie, ek kom na my familie toe. En as my familie miskien getrek het na 'n ander dorp toe, gaan ek nie terugkom hier omdat ek by die huis wil wees nie. Ek gaan na die ander dorp gaan my familie daar is. Want ek kom terug na my familie toe. Net so die hemel, ek gaan hemel toe omdat die Vader daar is. Ek wil na die Vader toe gaan.
En Vader God is in die hemel, en Vader God is die een wat skep. Is ek reg? Hy is die een wat voortbring. En dan saam met hom is Jesus Christus. Jesus sit aan die regterkant van God. Jesus is ons hoëpriester, wat voor God staan, en ek wil vir jou lees, in Romeine 8 vers 34, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Jesus is ons hoëpriester, wat vir jou en my intree. Hy bid vir elkeen van julle. Here, daar's iemand wat sê ja. Daar's iemand wat uit die boot uit wil klim. Here, ons moet hom lei. Here, ons moet die pad voorberei. Here, ons moet hom gebruik. Daar's iemand wat sy staf neerlê. Daar's 'n Moses, Here. En ek hoor 'n volk wat uitroep. Jy weet, en Jesus hoor by sy Vader. En Sherry, jy is die naaste. Sorry, ek gaan jou nou gebruik. Sorry man. Ek weet jy wil nie, maar kom. Jy is Jesus. Jy is by die Vader, jy tree in by die Vader, hulle was by 'n kamp gewees, en toe Sherry my kom vertel, en was so amazing, en julle moet dit almal hoor. Jesus is by die Vader, Jesus tree in vir jou en my by die Vader, die Here hoor by die Vader, en dan het ons die Heilige Grant, kom staan jy by my. En dan het ons die Heilige Gees, wat saam met ons is. Nou mense, kan ek vir jou lees hierso. Ek gaan vir jou lees. Johannes 16 vers 7. Maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, Jesus. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Die Here stuur iemand vir my en jou, né? Maar hoor hierso, wat is sy funksie? En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid, van oordeel. Mense, ek jy in die wêreld inkom, behoort ons aan hierdie wêreld, en ons word gebore in sonde, en ons is sondaars, omdat so sonde deur die eerste mense ingekom het, so het sonde tot ons almal deurgebring, en ons is almal sondaars. Ons word gebore in sonde, is ek reg? Maar Vader God is lief vir jou. En Jesus tree in vir jou. Hulle wil nie, jy moet ten gronde gaan nie. Hulle wil, daarom toe stuur Jesus die Heilige Gees. En die Heilige Gees is daar by jou. En sy nommer 1 funksie in jou lewe is om jou te oortuig van die wêreld. Omdat jy in die wêreld is, sodat jy kan sien en weet, wow, ek is in die wêreld, dis nie 'n goeie plek om te wees nie. En hy moet jou oortuig van sonde. My seun, jy's in die wêreld, kom na Jesus toe, die sonde is op jou, kom na Jesus toe, hy het gesterf van jou, hy wil jou skoon was, hy wil jou nuut maak, dis die funksie van die Heilige Gees, en orals waar ek loop as sondaar, stap saam met my, orals waar ek loop as sondaar, is die Heilige Gees saam met my, en oortuig hy my, en alles is daar 'n stemmetjie, al ken jy die Here nie, 'n stemmetjie wat met jou praat, neem my seun, neem my dogter, kom uit die wêreld uit, kom uit sonde uit, daar's 'n beter plek vir jou. Dis sy funksie, om jou te oortuig van dit. En dan, vriende, kom die eerste stap geloof. Ek ontdek God, ek kom by die berg uit. Ek ontmoet Jesus, ek lê my lewe neer. En ek word wedergebore. En dan gebeur daar iets in my lewe, en ek wil dit vir jou lees. Jesus het met sy disippels geloop, en net voor hy opgevaar het, toe sê Jesus hierdie vir sy disippels, in Johannes 20 vers 22, en nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle, en sê vir, ontvang die Heilige Gees. Die dag as ek my hart vir die Here gee, dan word ek weergebore, en word ek gevul met die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom woon in my, want my liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, en stroom in lewende water gaan deur my vloei, en die Heilige Gees verseël die belofte van redding. En nou kom die Heilige Gees, en sy rol verander in my lewe, want nou kom woon hy in my, ek is nou gevul met die Heilige Gees, en nou word hy die trooster, die helper, die een wat my lei, die een wat my leer, sy rol verander, hy hoef my nie meer te oortuig van die wêreld nie, want ek is nie meer in die wêreld nie. Hy hoef my nie te oortuig van sonde nie, want ek is skoon gewas deur die bloed van Jesus.
Hy vervul 'n ander rol in my lewe. Hy kom nou en sê, nou, as kind van God, word jy geroep. En is daar 'n plek waar ek jou wil lei. Ek wil jou troos as jy deur moeilike tye gaan. Ek is met jou, ek is saam met jou, ek is in jou. Jy's nie alleen nie. Is dit nie wonderlik nie? Nee, jy kan nog nie sit nie. Maar mense, daar's nog 'n oomblik. Daar's nog 'n oomblik in ons lewens. Daar's 'n oomblik waar die Heilige Gees met ons praat, 'n oomblik wat ons gevul word met die Heilige Gees. Maar daar's nog 'n oomblik in ons lewens en ek wil vir jou lees. Want nadat Jesus opgevaar het, gaan ons oor na Handelinge 1 vers 4 en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan, maar te wag. Daar's 'n tydperk van wag. Ek is nou gevul met die Heilige Gees, maar nou moet ek wag, want ons nog iets wat moet gebeur. As nog iets in my lewe, wat ek voor moet smag, wat ek voor moet honger wees. Wag op die belofte van die Vader, wat ek julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel in Judea, Samaria, en tot in die uiterstes van die aarde. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Kan jy sien, ek was gevul met die Heilige Gees by wedergeboorte, maar nou wag ek, en nou het ek daai brandende bos oomblik, waar ek vervul word met die Heilige Gees, sodat ek kan uitgaan, sodat ek kan getuienis wees, sodat ek kan saam met Jesus gaan en doen wat hy wil hê. Daarna sit nou vervul beteken nie ek kry meer van die Heilige Gees nie. Ek het klaar die volheid van die Heilige Gees ontvang. Vervul beteken die Heilige Gees kry meer van my. Ek lê my staf neer. Ek gee oor. Here, alles wat ek het behoort aan U. Alles wat ek is U sin. Here Jesus, vat meer van my. Vat alles van my. Jy sien, en dan ontvang jy die krag, want jy doen dit nie meer in jou krag, in jou vermoë nie, want dis hoe ek altyd dit gedoen het. Maar nou kom ek en ek gee oor, ek het nie meer die krag nie, nou ontvang ek krag van die Heilige Gees en ek gaan uit in die krag van die Heilige Gees, want nou is hy die een wat vir my sê, want ek het surrender, hy het nou meer van my, so hy is nou die een wat vir my sê, steek op jou staf Moses, gooi neer jou staf Moses, slaan die rots Moses, sê ek, ja Here, alles is U sin. Dit behoort nie meer aan my nie. U het alles van my. Jy sien, en nou loop die Heilige Gees oral saam met my. Hy lei my, hy leer my, hy vertroos my, en ek gaan oral waar hy gaan, maar die Here sê, volg my voetstappe. Ek het hier voorbeeld gewys, volg my voetstappe, en ek is in stap met die Heilige Gees, en ek gaan waar hy lei. En ek maak soos hy wil maak, dankie julle. Kan ek vir jou lees? Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Kan jy sien, hy lei jou, want jy het gesurrender. Jy het oorgegee, jy word nou gelei. Hy lei jou, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Kan jy sien wat doen die Heilige Gees? Vader God staan in die hemel, hy skep, hy bring voort, Jesus tree in vir jou en my, Vader God praat met hom, en dan kom die Heilige Gees en hy hoor alles, en dan gaan die Heilige Gees en hy verkondig dit aan jou. Want die Heilige Gees praat nie uit homself nie, maar hy sê alles wat hy hoor. So Jesus intercede vir jou. Is dit nie amazing, mense? Hier waar jy nou sit, weet, die Here intercede vir jou, die Here bid vir jou, die Here praat met jou. Vader God en Jesus praat oor jou. Hulle is opgewonde oor jou. Hulle is lief vir jou, en hier is die Heilige Gees, en hy hoor alles wat hulle sê, en dan kom hy en hy vertel het vir jou. Is jy surrendered genoeg, om te sê, ja, ek sal uit die boot klim, Here, maak saak hoe dit lyk nie, maak saak hoe ek voel nie, maak saak wat mense sê nie, ek gaan dit doen, omdat op U woord, Here, sal ek dit doen.
So ek wil vir jou uitnooi vanoggend. En as jy lees die woord van God, is vervulling hy gee nie altyd 'n oomblik nie, maar het kan verskeie oomblikke wees. Verskeie oomblikke in jou lewe. Jy kan elke dag vervul word met die Heilige Gees, opnuut versterk word met die Heilige Gees.